sitplekke inneem. My begroting doen ek aan ons apostelmoeder, ons juffrou Olifant hier teenwoordig. Ek groet vir pastoor Olifant in ons midde. Dankie vir Ankel se hier wees. Ons hoofouderlingpaar, al ons werkers met die eggenote so groet in die naam van die Here. Ek groet die gemeente van die Here, al ons besoekers wat vanoggend hier is, u hier wees is 'n groot seën in die naam van die Here. Geliefdes, ek kan net ons onderling vra om ons die skrif te lees en die Here seën. Geliefdes van die Here, ons lees in Lukas 8 vanaf die 26ste vers, die opskrif daar, die besetene van Gadara. En hulle het geseil na die land van die Gadareners, wat reg aan die ander kant Galilea is. En toe hy aan wal uitklim, kom 'n sekere man uit die stad hom tegemoet, wat vir 'n geruime tyd van duiwels besete was en geen klere gedraai het nie. Hy het ook nie in 'n huis gewoon nie, maar in die grafte. En toe hy Jesus sien, skreeu hy uit en val voor hom neer en sê met 'n groot stem: Wat het ons met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek bid u, moet my nie pynig nie. Ja, geliefdes, u wat nie bekend is met hierdie verhaal nie, hier sien ons weer eens die liefde van die Here, wat baie groot is. Die Bybel praat van 'n man wat duiwel besete was. Die man het soveel duiwels gehad, dat die Bybel sê dat daar was 2000 varke. Toe die Here hierdie duiwels uitdryf, toe gaan die duiwels in al 2000 varke. Soveel duiwels was in die man. Die man was so vol duiwels, dat die Bybel sê dat die man het sonder klere geloop. Die man het tussen die grafte gebly. Die man het homself so gelewe dat hy uit die gemeenskap uitgesit is. Die mense was so opgeskeep met die man, hulle het hom vasgemaak met kettinge, maar hy het die kettinge losgebreek. Die Bybel praat van ou nag, dan skree en gil die man. Die man was nie net vir homself 'n probleem nie, maar vir almal. Die mense was opgeskeep met die man. Matteus verduidelik en sê dat die man, daar waar hy gewees het, die mense kon nie eens daar loop nie. En as dit nie alles is, vat hy klippe en 'n kap by homself. Die is 'n mens wat die Bybel nêrens sê, het hy gebid en gevra vir genade, dat die Here hom moet aanraak. Hier is 'n man wat sy eie familie het hom afgeskryf. Hy homself het hom afgeskryf. Al wat hy is hier. 'n mens wat net deur die duiwel gebruik word. Almal kyk hom mis, behalwe Jesus. Die Bybel sê dat die Here sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Maar hier kom Jesus na hierdie man toe. U weet, geliefdes, ek sien nie aan die Bybel vir enige iets anders dan die Here na hierdie stad toe gekom het. Hy het gekom net vir die man. Hy kom na die man toe, verlos hom van sy duiwels, en soos wat my inleiding gesê het, geliefdes, sien ek net die grootheid en die liefde van die Here. En ek wil vanmorgen, geliefdes, vir elkeen sê wat hier sit, wat voel dat jou sonde is
so erg dat God dit nie kan vergewe nie. Hulle het u laat weet dat die Here vergewe die ergste. Jou kinderduiweltjie is te min. Jou buiteegtelike duiweltjie is te min. Jou steelduiwel is te min. Hier vergewe God en hy kom tot redding met 'n man wat duisende duiwels het. Hy sien hom raak. 'n man wat ons nie eens weet hoeveel skade hy berokken het aan sy eie familie, aan die gemeenskap, aan homself. Maar toch sien Jesus hom raak. Hy maak moeite na die man toe. Hy gaan oor see na die man toe. Klim op 'n boot. Gaan deur 'n storm. Lees maar al die evangelies. Die Bybel sê daar was 'n storm. Die Here sit sy eie lewe en die lewe van sy disippels in gevaar vir 'n man wat homself en deur almal afgeskryf is. Maar Jesus sien sy lewe as waardevol. Al sien hy homself nie raak nie, al beskou hy homself as niks, al wens almal die man moet sterwe, want hy is niks. Sien Jesus hom raak. Geliefdes, die probleem wat ons sit. Ons sit met mense wat die Here kyk deur sy lens. Jy het partydige liefde. Nou meen jy die Here is ook so. Daar is mense wat jy dit nie eens rede nie. Jy lyk hom net nie om, maar hy lyk net 'n sekere way. Dat jy sê ook, ek weet net nie, maar die mens, ek lyk hom nie. Nou meen jy die Here piek op vir wie hy lyk en vir wie hy nie lyk nie. Gesien kom ons nou elke Sondag kerk toe, hy rook en hy drinkie. Nou meen ek die man wat daar gaan rook. Die Here is hom nie lief nie. As die Bybel die gedagte van God beskryf, en die manier hoe ons verskille sê, so ver soos wat die hemel en die aarde is, so verskil ons gedagtes. Geliefdes, as ek moet die man red, dan vraag ek myself maar, volgens menslike standaarde, hoekom maak God soveel moeite? Wat het die man? Kan hy dan niks? Volgens my het die man absoluut niks. Hy het die geld nie. Hy het die aansien. Hy het die bates nie. Hoekom maak die moeite? Die man se familie los hom in die grafte. Wat het die man? Ons respekteer mense volgens wat hy bereik het. As jy my vandag luister, dan luister jy my omdat ek aan sekere kriteria's voldoen. Vir my om hier te staan om geluister te word, net dat jy my moet luister. Jy moet my kyk en sê, nee man, maar ek kan nie onthou van 'n dagasol in pastoor se mondie. Ek luister, ek hoor dit as 'n gebleer van 'n kindjie by Sally wat hy gekry
kriteria waar ons volgens mense ry, waar ry die besetene? Die man is niks volgens onze standaarde nie, van sy werker wys net skande. Vir wie het die man liefde of liefde getoon? Niemand. Hy het hom nie in self liefie. Gee die man vrede nie. Hy hou mense uit hulle slapheid. Mense som bang. Die man is 'n probleem van absoluut almal. En sy dood sal 'n guns wees vir almal. Maar hier kom Jesus. Hier kom die barmhartige herder. En hy kom. En hy sien die niks as iets. Wat het die man wat ons so belangrijk maakt? Die rede hoekom ek vanmorgen ook hier die boodskap preek. Ek is bewus dat ons sit met baie selfbeeldprobleme. Mense wat afgekrak is sy hele lewe lang. En as jy vanmorgen niks dink van jouself, dan dink jy niks van jouself, omdat mense jou so laat voel het. En nou dink jy God dink niks van jou. As het net kom op looks, jy moet met 'n sekere look hê om geaanvaard te word. En as jy by die kerk is, word jy elke tyd hier 'n woord gesê, kyk hoe vet is jy. Kyk hoe maar is jy. Moes jy so bleek? Moes jy so extra zwaar? Jy word net afgekrak. Wanneer kry jy werk? Wanneer loop werk jy? Jy's 'n swak man. Al die goede krakke mens af. En dan dink jy is minder mens. Omdat sekere mense werk. Hy is ryk. Hy het 'n nuwe kar. Hy het 'n kwaai huis. Nou dink jy sy waarde is beter as joune. In die oor van God. God kyk nie mens so nie. God skat nie waarde op grond van aardse besittings nie. Nee, God verskil hemelsbreed. En as ek jou voorstel aan die Here, aan die God van hemel en aarde, dan vraag ek jou om God te verstaan en te sien wie hy is. Mense wat in toksiek verhoudings is. Toksiek huwelike. En ek gaan dit noem. Die arme suster word net afgekrak. Die arme broer word net afgekrak. Elke dag. Niks wat jy doen is goed genoeg. Arme kinders word net afgekrak. Jy kan maar hoeveel effort insit. Dit bly net nooit goed genoeg.
Maar ek wil u vanmôre laat weet, en op God se oor, is jy uiters belangrik. En die goede wat jy jou aan ryk, wat die ding wat jou kwaai maak, voor God, omdat jy met die mic in die hand en staan en skree glory. Nou meneer, jy is beter as die boemelaar in God se oor. Hy sê, ek het nie gekom vir die regverdiges nie. Ek het nie gekom vir die gesondes nie. Ek het nie gekom vir die heiliges nie. Nee, hy het gesterwe vir hulle wat afgeskryf word. Hulle wat niks doen van hulle self. Jezus, die moeite op Golgotha is vir hulle wat lê en hulle sonde, wat spartel in hulle bloed, wat spartel in die modder. Hy het gesterwe vir hulle wat beset is. Vol Davids. Miskien is die boodskap nie vir jy nie, miskien is jy te reg. Jy is te skoon. Maar hy los die hele stad. Dan kom hy vir een. Hy los die hele 99. Dan soek hy een. Miskien vanmorgen is hier ene wat voel, maar ek verdien God nie. Die Here het niks van my nie. Ek is hier om u te laat weet. Jy is kosbaar. Jy is waardevol in die oor van die Here. Worstel het saam met David. Toe hy na die mens kyk en kyk hoe God die mens hanteer. Toe vra David, wat is die mens dat God aan hom dank? Net na die besetene. Wat is die mens dat God besoek? God besoek hom net nie. Wat is die mens dat God hom red? Dat God hom verlos? Dat God hom verlig? Dat God hom uithaal? Gelukkig as mens na die Bybel kyk, in die boeke van Genesis, dan praat die Bybel dat God sy asem in die mens geblaas het. En dit is vir God belangrik. Sy gees, sy asem, wat in jou is, of jy nou drink, en of jy nou in die kerk is, jy loop met God binne in jou. Jy weet hoekom jy lewe, want jy het die ewige ding binne jou, wat God belangrik ag. Hy ag jou siel so belangrik, dat God alles in sy vermoë sal doen, om jou te red in die klauwe van die duiwel. Al beteken dit, hy
beteken dat hy moet kom en gestroop word van sy heerlikheid. Hy sal dit doen. Al beteken dit, God moet sy beste gee, sy enigste seun, hy sal hom gee. Al beteken dit, hy moet sterwe aan die kruis, gemartel word, net sodat jou siel gered kan word. God doen dit, want God is lief vir dit wat binne jou is. Nie jou geleerdheid nie. Hy gee nie jou siel beter waarde nie. Nie karre nie. Nie aansien van mense nie. Nie luxe nie. Nie dierklere nie. Net vir die feit dat jy 'n lewende siel is jy belangrik in die oë van die Here. Philippus, ek het eendag gesien, iemand maak die demonstrasie, ek sal dit nie doen nie, Philippus, jy lyk al reeds moeg. Wat hy in nood vat, ek dink is 'n R200, ek weet ook nie wat nie. Maar hy vat hom, en hy trap hom, en hy frimmel hom, en hy vra, is die ding se waarde minder? Of nog steeds dieselfde? Nog steeds dieselfde. Hy had nie mooi ene die wat net, hy is nou net by die bank uitgekom. En hy sit die ene wat so aan mekaar is. Hy vraag wat die ene, is hulle sy waarde evenveel? Of is die ene, kan die meerder koop met die ene as wat die met die ander ene? Nee. Nou ons weet, as die lewe jou trap, en die duivels kom binne jou, en hy keer jou lewe om, en hy maak dat die goede doen wat jy nie mag doen nie, en die wereldse vullis kom aan jou, as jy opgetel word, dis jou waarde minder. Geen niks dink, geen slecht sê, geen afbrekende woord, geen verkrachting, geen boelie, absoluut niks laat verminder jou waarde voor die aangesig van God nie. Jy is 'n mens, jy is 'n lewende siel, en jy is waardevol in die oë van die Here. Geliefdes, kom ek maak nog 'n regstelling. Ek moet die ene doen. Halleluja. Mense meen omdat ons sonde preek. Ons dink jy is niks nie. Ons spreek reeds sonde omdat jy iets is. Ek weet regtig, die sigaret is baie lief vir hom. As ek ook preek, ek preek jy omdat ek sê jy is minder nie. Reeds omdat jy iets is. Kom ek verduidelik die geliefdes. Die Bybel praat van twee plekke. Daar is 'n middel een nie. Hy praat van hel en hy praat van die hemel. En ek sal probeer so plat as moontlik verduidelik. Die skrif praat van besete. Besete kom van die woord beset. Beset beteken gevul. Wat is in jou?
is gevul. Beteken die Heilige Gees beset jou. Ek weet nie, maar ek sê. En hy besit jou nie net nie. Die Bybel sê, die Heilige Gees lei jou in alle waarheid. So as die Heilige Gees jou beset, as hy jou vul, dan maak die Heilige Gees dat jy sekere goed doen wat jy normaalweg nie kan doen nie. As jy verbitter is en jy kan nie vergewe nie, as jy die Here in jou lewe het, dan neem jy liefde aan. Hy vul jou, hy sê ek staan by jou hart se deur en ek klop. As jy oopmaak, dan gaan hy in om jou te beset, om jou te vul met sy Gees, sodat sy Gees jou kan lei. Hierdie man is gebeset en hy is gelei graf te doen. Hy is gelei om hom uit te trek. Hy is gelei om homself te kap. En hy ding lyk so gevaarlik, jy geniet die kap. Dis lekker. Om jou liever so breed te drink, die kap is lekker kap. Nou kan ons maar wat sê, jy los nie, van hy gevoel, van hy draak gee. Al sê ons hoe kap hy jou brein, jy hoor nie. Ek is nog by die verduideliking. Paulus verduidelik dit in twee kategorieën. Dat is ook die derde een. Hy sê die werke van die vlees en dan praat hy van die werke van die gees. Die werke van die vlees is die werke van die duiwel. Ek sê, as die Here kom, en nou die hel is gemaak vir die duiwel en sy engele. En die hemel is gemaak vir God en sy mense. As ons daai kom staan, daarvoor al wat God kyk is, wat is binne jou, sal bepaal hel toe of hemel toe. Die dore gees, wat jy nie wil so los het, hy beset jou, hy is maar so nie so groot, dat ons erg, jy gaan ons in die nacht door dokter toe, al sit jy hier, met die stoppies mis in jou sak, ons weet nie, maar die ding wat binne jou sit, gaan nooit die poorte van die hemel ingaan. Van dit wat jou beset, behoort aan die duiwel. En die ding wat jou beset, maak net jy so paranoïs is, glo allemaal voor jou, allemaal is afgunstig op jou, is die ding wat maak dat jou hart die reg is. Hy is vol bitterheid, hy is vol afguns, maar kom na die Here toe, laat hy die binnekant skoon maak, laat hy die duiwel kan opdrag hê. Gelukkig as jy my nie glo nie, die varke het daar gevei, regtig by die rivier, hulle het nooit gedagte gekry om in die rivier daar te kom, tot die duiwels in hom is.
toe hulle in hom is, toe kry hulle 'n selfvernietigende gedagte. Toe vind hulle uit, ons beëindig. Geliefdes, u hoef nie te glo nie, maar solank jy die Here nie in jou lewe het nie. Liewe kind, die wat hier is, wat met snaakse goede besig is, en dit geniet, dit is lekker, regtig, ek weet, die by die kerk kry jy nie om te juig nie. Jy bid op nou, kan pastoor nie klaar preek nie. Maar toe jy Vrydag aan die kassie vleewer is, toe is die nagte kort. Jy weet nie wat toe vlieg, die tyd. Maar so waarom, die DJ, het jy na plekkers toegevat. Maar kom ek sê jou, wat maak al die goede? Die goede maak dat jy onder die beskerming uitkom. Wanneer jy wil tweedrag in die huisie, dan moet die duivel inkom. Die eerste ding wat hy doen, hy maak dat jy en jou ouers nie mekaar verstaan. As hy klaar is, maak hy soos die man met jou maak, hy isoleer jou. Jy is net een kant in jou kamer eers. Hy begin nie extreem nie. Jy is net een kant. Jy kan nie meer met die mense meng nie. Die kerk is nie weer recht vir jou nie. So wat maak hy? Hy bring jou onder die gebed uit. Al wat vir jou doen is losbandige plekkers. Want het lyk asof die onheil van die duivel daar is. Dis plekkers wat jy wil bywees. Maar die doen dit nie weer vir jou nie. Hy haal jou uit die beskerming uit. Van die kerk. Van die huis. As jy vir jou kry, dan is jy uit die huis. Die man was in die huis uit. In die kerk uit. Uit sy besittings uit. Uit sy klere uit. Hy het geen beskerming later gehad. Dis wat die duivel maak. En as jy jou alleen kry, dan doen jy een ding, vernietig jy jouself. Al wat die duivel met jou gaan maak, hy sal jou bring by jou punt van selfvernietiging. Vanmorgen wil ek by die plek, geliefdes. Die Here is lief vir jou. Hy het gesterf op Golgotha vir jou. Reeds omdat jy in die toestand is, gaan hier die woord uit. En ek wil vanmorgen hier die uitnodiging maak aan elke mens. As u vandag opstaan, dan staan u voor 'n lewende God wat moeite gemaak het omdat jy kosbaar is. God wil jou herstel. God wil jou verhoudings herstel. God wil jou 'n nuwe kans gee. Hy wil jou laat oorbegin. Alles wat die skade wat jy gedoen het aan mense hier buite, God wil jou 'n geleentheid gee om dit te herstel. Maar om dit te doen moet jy kom, vergifnis vra, bely, sodat
die apostel het altyd gesê, en die was een van sy favorite woorde, hy altyd gesê, 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Vir die feit dat jy lewe, vir die feit dat jy asemhaal, vir die feit dat jy hoor, kan God vandag jou lewe verander. Hierdie man het een goeie ding gedoen. Toe die Here sien toe kom hy, toe kom val hy voor hom neer en toe smeek hy vir genade. Here, moet ons asseblief nie pynig. As jy vanmorgen die Here erken as die God van hemel en aarde, in sy posisie as die goddelikheid, en jy verneder jou voor die aangesig van die Here, gaan hy jou verhoog, gaan hy jou herstel. Die Here is hier, en hy is hier vanmorgen vir u. Ek roep vanmorgen ons hoofdmoeder na vore, om hier die uitnodiging te kom en die Here seën. Geliefdes van die Here, ek groet aan die wonderlike naam van die Here, ons pastoors, Paat, die apostelmoeder, kerkraad, gemeente. Geliefdes, ek dink nie ons het enigstens iets om hier op te sê nie. Ek weet nie. Wil u nog hê, ek moet nog iets hier op sê? Ek dink alles is gesê. We have a God that loves us to the extreme. Hy het ons lief tot die extreme. En pastoor het my vanmorgen baie bemoedig met die woord toe hy sê dat. En hy was bereid om af te kom, sy heerlikheid te verlaat, net om vir ons te red. As ek so kyk en sien ek, maar hy het my gesien, toe ek nog nie eens geweet het, toe hy my al gesien. Toe ek nog nie my struggles ken, toe hy my al gesien. En toe hy die dag kom, toe kom hy van my. Ek weet nie hoe sê jy, het ek ook vir jy gekom. Maar as die voeling vir jy gekom, dan kan jy vorentoe kom, dan kan ons kom bid. Jy kan net daar staan ook, dan bid ons saam. Hemelse Vader,